woord, my Vader, Here. Ek bid, my Vader, Here, min van myself, my Vader, Here. Here, en meer van U, my Vader, Here, want dit is U woord, my Vader, Here, wat die linke breek, my Vader, Here. Here, dit is U woord, my Vader, Here, wat sny deur murg en been, my Vader, Here. En daarom bid ek, my Vader, Here, dat U verheerlik mag word, my Vader, Here. In Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here so 'n prys. Kom ons gee die Here van die leerskare so 'n prys. As daar iemand in die atmosfeer wat die Here 'n prys kan gee. Ek dink man van die Here Dawid skryf en hy sê, as dit nie was vir die hand van die Here nie, sou die stilte van die graf my tuiste gewees het. Kom en gee die Here 'n prys. Daar waar jy sit, prys die Here vir jou kind wat nog nie dood is nie. Prys die Here dat jy nog nie gesterf het in jou omstandighede nie. Prys die Here en al gaan jy slaap. Here, ek het asem. Prys die Here, kom ons gee die Here so 'n prys. Daar is 'n rede hoekom God nog nie kan deurkom nie. As omdat jy nie weet hoe om die Here te prys nie. Want hy is God, prys die naam van die Here. Die Bybel sê dat hy is die lam, prys die naam van God. Die Bybel sê dat hy is die leeu en die staf van Juda, prys die naam van die Here. Hy is die goddelike beeld van die hemel, prys die naam van God. Hy moet verheerlik word. Hy moet verheerlik word. Hy was eers 'n skaduwee gewees, prys die naam van God. Maar toe openbaar God hom deur Melkisedek, prys die naam van die Here. Maar nou kom die Bybel en hy sê, maar die waaragtige lig, prys die naam van God, het gekom van die ander ligte, het uitgedoof, so hy as jou enigste opsie. Wanneer jy voel, jy kan nie meer nie, het jy Jesus. Because the veil has been torn, we have direct access to Christ. Daar is 'n man met 'n seun, prys die naam van die Here. En die disippels kan nie sy seun genees nie. Die disippels probeer hande lê, maar hulle kan nie hierdie seun genees nie. En hierdie pa realize dat ek het direct access na Christus toe. Jy hoef nie te depend op 'n pastoor nie, prys die naam van God. Jy het direct access na God toe. Terwyl is betoon, gebruik die access wat jy het na Christus toe. Jy het direct access na die Here toe. Jy hoef nie 'n lamp te slagge en dan te vat na die priester toe. Die lamp was alreeds geslag. Jy het direct access na Christus toe. Jy het direct access. Ek het nie gekom om baie te doen nie. Ek moet net van iemand kom sê dat jy het direct access na Christus toe. Dat wanneer jy voel ek kan nie meer nie, gaan laag op jou knieë, prys die naam van God. Want jy het direct access. En toe die vrou, prys die naam van die Here, wat gelei het aan bloedvloeiing, tot die besef kom dat ek het alles probeer. Ek het al my probeer. Hoor sy van Jesus en skielik realize dat ek het direct access na die genesing. En ons realize dit nie. Jy wag vir die profeet om 'n woord te kom gee. Jy wag vir die profeet om vir jou te kom bid. But you have direct access. Ek wil met 'n moeder praat wat wag vir die profeet se woord. Ek wil met 'n moeder met 'n moeder praat wat wag vir die pastoor se woord. Vir die pastoor se handlegging. Maar die Bybel sê dat wanneer 'n moeder heel prys die naam van die Here en haar planne raak die aarde, as daar 'n opskudding van die guns van God en te veel behaag met die trane van 'n moeder. Moeder, jy het direct access. Want God het te veel behaag met die trane van 'n moeder. Want toe die moeder, die weduwee, toe sy tot die besef kom, dat ek het niks meer oor van ek en my seun.
om te eet nie. Toe skep God 'n geleentheid van multiplication in haar lewe. Jy het direct access na God toe, jong man. Jy het direct access na God toe, jong dogter. Want die Bybel leer my mooi. Hy sê soos 'n spyt aan die hand van 'n jaald, so is die jong mens wat die Here dien. Jy het direct access, president van die Here. En in die dag van Moses, die Farao die kinders wou doodmaak, het die Here vir Moses gespaar. Daai bietjie wat in jou is gespaar. Jy het direct access. Want in die jonges lê die krag. Maar die krag kan nie opstaan nie, want die jong mense wil nie realize dat ek het direct access na God toe nie. Daarom lyk jou omstandighede soos wat dit lyk. Daarom lyk jou sonde soos wat dit lyk. Want jy realize nie, jy het direct access na God toe nie. En die manne kom tot by Elia en hy sê vir Elia, my Heer, die liggaam is goed. Die grond is vrugbaar, maar die water is brak. Iemand hoor my nie. Halleluja! Die rede hoekom dit wat jy bou nie kan groei nie is omdat die water, die omliggende water is brak. Die mense wat jy jouself, president wat jy jouself mee meng is brak. En nou alles wat jy voortbring is brak. Jy raak te comfortable in jou situasie. En dit lei na brakwater toe. Die vrou wat aan bloedvliegel is, sy was te lang in die bloed en die bloed het kom stink. Jou sonde stink. Jesus! Halleluja! Die water is brak. Die water van Richmond is brak. Yes, Lord! Alles wat moet groei kan nie groei nie. Ja, halleluja! Want die water Jesus! is brak. En daarom het ek in hierdie woord gekom. In die boeke van Mattheus 4, vers 16. Tot en met vers 17. Maar ek gaan dit lees van 15 af tot by 17 en dan gaan ons deurwerk van ons werk met tyd. Halleluja! Vers 15 sê, die land Zebulon en die land Naphtali, na die see toe oor kan die Jordaan, Galilea van die heidene. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. En die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af en Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, Jesus! want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Halleluja! Vers 15 sê die land Zebulon en die land Naphtali na die see toe oor kan die Jordaan, Galilea van die heidene. Nou ek wil oopmaak, pastoor. Daar word twee plekke genoem, bishop. Jesus! Zebulon en Naphtali. Die woord Zebulon, dit beteken die huis van eer. Jesus! Naphtali beteken deurbraak. Halleluja! Maar ek het 'n probleem. Zebulon en Naphtali is in die duisternis. En alles wat in die duisternis is, kan nie groei nie. Jesus! Zebulon wat beteken eer, Naphtali wat beteken deurbraak, kan nie groei nie, want hulle is in die duisternis. Baie kere laat ons toe dat die duisternis ons in eer van ons afberoef. Jesus! En hoeveel van ons is soos Hannah, president van God? Jy is verwagting, maar jy kan net nie voortbring. Jesus! Baie van
verlore drome, verlore waarde. Die Bijbel praat van die verlore seun en hulle sê die verlore seun het losbandig gaan lewe. En alles wat hy gehet het hy verloor. Maar wat die mense nie meer rekenskap hou nie, juffrou, as toe dat die verlore seun terugkom, toe kry hy weer dit wat hy verloor het. Want sy pa was nog nie dood nie. Christus is nog op die troon. En daarom het Naftali en Zebulon lig gesien. Ek wil vir iemand sê, dit is nooit te laat nie. Dit is nooit te laat om jy waarde terug te kry. Dit is nooit te laat om weer te bou op die drome nie. Jesus maak hierdie vergelyking. En dit is 'n profesie wat hy uitspreek. Jesus sê, pastoor, hy sê, wanneer ek sterwe, sal hierdie tempel afgebreek word. En wanneer ek weer opstaan, sal hierdie tempel opgebou word. So in ander woorde wil ek vir iemand kom sê dat jou drome wag vir jou opstand. Iemand hoor my nie. Halleluja! Die droom is nie verloren nie. Zebulon en Naftali het nie vergaan nie. Dit is toe Christus opkom en hulle realize die ligge, toe word die lig oor hulle geskyn. Totdat jy opstaan, sal jou drome opstaan. Jou drome en jou verlossing van jou kinders hang van jou opstanding af. Die verlossing van jou hang van jou bekering af. Want toe Christus weer opstaan, toe word die tempel opgebou. Dit is nie oor totdat Christus sê dit is oor. Zebulon en Naftali, julle het 'n lig gesien. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. En die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Ek like die gedeelte wat sê die wat sit in die skaduwee van die dood. Want toe Lazarus sterwe, man van God. Toe Lazarus sterwe, probeer hulle vir Jesus sê, hy stink al. Maar nou kom Jesus en hy sê, maar ek is die opstanding. En ek is die lewe. So wanneer Jesus in 'n area is, en jy vat aan sy siel, alles wat dood is, ons verstaan nie. Dat wanneer mense jou dood verklaar, sê Jesus, ek is die opstanding. Dat wanneer mense dink jy gaan vir ewig in hy toestand is, sê die Here, ek is die opstanding. Dat wanneer mense dink jou kinders gaan vir ewig rebellious is, sê die Here, ek is die opstanding. President van die Here, is daar iemand wat die Here 'n prys kan gee en sê dankie vir die opstanding. Here, dankie vir u se opstanding. Dat wanneer alles verlore is ek die opstanding. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle. En ons wil nie die ding hoor nie. Ons wil net hoor jou kar kom niks week. Ja, dan kan ons die Here heel jaar prys. Maar die rede hoekom dit wat gemanifesteer is in die atmosfeer nie kan aarde toe kom na die verlange van die omstandighede toe nie, is omdat jy wil nie bekeer nie. Ja, halleluja! As opgesluit man. Want toe die verlore seun sit by die varke, Ja! en hy kom tot op die besef dat my Vader se sabbat eet nie, dis die wat ek moet eet nie, bekeer hy hom aan daardie. Die rede hoekom jou deurbraak nie kan manifesteer in die vlees nie, is omdat jy nog van die vlees sou ophef maak. Is omdat jy nog die vlees identiteit. Hy's nog vol vlees. O Here, red my kind, jy wil dan nie bekeer nie.
O Here, red my ma, jy wil dat nie bekeer nie. Jesus. Bekeer jou. Yes. En nou het ons die question, as ek bekeer is, gaan ek vir ewig bekeer is. Ons is mens. Ons maak foute. Maar nou kom Paulus en hy sê, maar elke dag is 'n dag van lering. Elke dag is 'n dag van bekering. Bekering is nie net 'n once-off ding nie. Jy moet elke dag bekeer. Want niemand is perfect nie. Ons almal streef na volmaakheid. En Paulus skryf en hy sê, maar dit is Christus wat die perfecte werke in ons sal doen. Jesus. Ons moet ons bekeer. Bekering beteken wanneer jy terugdraai. Bekering beteken dat wanneer jy 'n omswaai maak. Toen Elia kom by Elisa en hy gooi sy mantel om Elisa en hy sê vir Elisa om hom te volg. Toe wou Elisa nog gaan klaarmaak by die huis, toe sê Elia vir hom, dat is die tyd om nog terug te draai. Halleluja. Want die probleem wat ons het met terugdraai sal verander in 'n subpilaar, president, wanneer jy dan nog jy draai terug, dan stagneer jy vir ewig. Halleluja. En dit is hoekom ons nêrens kom in die lewe nie. Jesus. Want ons bly omdraai. Ons bly omdraai. Jy vat 7 stappe vorentoe en hy terugdraai en dan is jy weer 100 stappe weg. Hi, Jesus. Bekeer jou, Alia. want die koninkryk van die hemel, Het nader gekom. hy het nie sê nou nader gekom nie. Hy is by ons. Bij ons. Halleluja. Tye word bruser. Jesus. Bekeer jou. Halleluja. In Genesis 3 stap die Here in die tuin in. En hy vra, mens, waar is jy? Waar is jy? En die rede, ons hou ons van deurbrake en guns en allerlei goede. Ons lyk van dit hoor. Maar die rede hoekom jou deurbraak en jou guns nie kan kry nie, is omdat die Bybel sê dat die sonde het 'n skeidsmuur kom bou tussen God en die mense. So alles wat in God is, kan jou nie bereik nie, want daar is 'n skeidsmuur wat genaamd is sonde. En nou kom Paulus en hy sê, maar die loon van die sonde is die dood. Daarom kan jy nie geboorte gee nie, jy is dood. Daarom kan jy net geboorte gee vir 'n sekere tyd en dan hou hy werk maar net vir 'n klein tydjie, dan jy weer by die huis. Halleluja. En dan hou hy boyfriend maar net vir 'n klein tydjie, dan jy weer single. En dan hou hy geld maar net vir 3 minute, dan jy weer broke. Hi, halleluja. Want jy is dood. Jesus. Jy is iemand wat asemhaal maar binnekant is jy dood. Jy is 'n lopende lijk. Halleluja. Bekeer jou Jesus. dat jy nie 'n lijk is. Hi, halleluja. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Yes. Voor dit te laat is en die raak sê 5 maagde. Toe hulle terugkom, toe is die deur lankal toegemaak. En daar word vir hulle gesê, gaan weg, ek ken jou nie. Jesus. Ek weet ons soek vir baie dinge. Ek weet ons het baie verlange. Maar dit sal nooit manifesteer tensy jy nie jou hart verteer. En jy sien die Here as nie 'n aannemer van persoon nie. Ek gee nie om wat het jy gister gedoen nie. Ek gee nie om wat het jy 'n minuut gelede gedoen nie. Ek kom hier om jou te skel of jou te vermaan nie. Maar ek kom hier met 'n solution. En die solution is Jesus Christus. Hy sê, kom na my toe al die wat bemoeid en belas is. En ek sal vir jou rus gee van my juk. Jesus.
Die enigste solution wat ek vir u vandag kan gee, is Jesus Christus. Halleluja. Laat ons bekeer. Kovaria. Help my! En jy sien baie kere, toe die manne van die Here bid, toe verskyn Satan in die gebed van die manne van die Here. En Satan het saam met hulle gebedens op hemel toe gegaan en verskyn voor God. En dit is wat die vyand wil doen, hy probeer 'n confusion in die atmosfeer sit, maar ek het gekom om vir iemand te sê, dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, dat wanneer Jesus 'n woord gespreek het, deur sy woord nie lenig terug nie. So geen op van 'n confusion nie, die woord van God gaan sy plek vind, die woord van God gaan purpose. Hy wil ons bestraf. En Satan antwoord vir God en hy sê, ek was rusteloos geweest. Ek is heen en weer oor die aarde. En die Here kom en hy sê vir Satan, die aande geskenk aan my knegt Job. En die rede hoekom ons stagneer is wanneer God ons advertise, dan ken baie keer advertise die Here jou, maar dan kry jy groot kop en dan val jy. En die aande geskenk aan my knegt Job. Die Here advertise van Job aan die duivel, want hy weet dat daar is 'n lara wat rondom Job getrek is, en daarom besef Satan, ek kan hom nie aanraak nie, want die lara wat rondom hom is, en dit gebeur wanneer jy jou hart vir die Here gee, trek die Here 'n laar rondom jou familie. Maar die probleem kom by wanneer God jou advertise. Kan jy staande bly wanneer God jou wil advertise? Wat was Job se antwoord? Halleluja. En baie kere kan ons nie staan wanneer God ons advertise. Hulle wil nie bekeer nie. Baie kere step ons op onvoorbereid. Jy step op onvoorbereid in die roeping wat God jou geroep het. En nou wanneer God jou advertise, aangesien hy wil gesien word, vuil jy die taak, want jy is nog nie gereed vir dit wat God vir jou wil hê nie. Jy is te hastig. Jy is te hastig. God advertise vir Job. Want hy het geweet, ek ken die hart van Job, dat wanneer Job alles verloor, kan hy sê, ek weet, my verlosser lewe, maar ons lewe in 'n dispensasie, dat wanneer jy alles verloor, dan los jy die Here. Mens, waar is jy? Ek weet vir jou te kenne gegee dat jy naak is, want ek is dat die een wat jou advertise. So moet laat niemand vir jou sê jy is niks nie, want God advertise jou. Moet laat niemand vir jou sê jy is dood nie, want God advertise jou. Moet laat niemand vir jou sê jy gaan aan niks kom in hierdie lewe nie, want God advertise jou. Net omdat ek die werk van God doen, sê nie ek is God. So ek het nie die reg om te oordeel. Die oordeel kom die Here toe. Al wat ek moet doen is ek moet 'n woord kom gee en die Here vertrou en dit sal manifesteer. En dan het hierdie probleem. Die Here roep vir Moses en hy sê, go free my people.
Hy sê ek het die gehuil gehoor van my volk. En hy sê Moses, gaan vry my mense, gaan maak hulle vry. Maar die probleem wat ons het, ons gaan in Egypte en dan gaan oordeel ons die mens. Jy advertise jouself, maar God moet jou advertise. Na hoogmoed kom jy val. Bekeer jou. Bekeer jou as jy dink jy is die Here. Want toe Saul dink met die gees van God, toe die gees van God lankal vir Saul verlaat het, en toe was dit Dawid wat geappoint word as die koning. Bekeer jou. Jy gaan nog dink jy die krag van God dan het dit jou lankal verlaat. Wil jy nog in die sonde bly, dat die genade meer kan word. Bekeer jou. Gee jou hart vir die Here. U weet wie u is. U weet wat het u deurgemaak. U weet wat het is om pyn te ervaar. Maar ek het iemand wat sy hand 'n genesingsmeganisme is. Want sy hand veel voel om deurgesteek te word. Sy hand veel voel om pyn te voel. En wanneer jy daar die hand is, prys die naam van die Here, word jy genees. Want dit was dieselfde hande, toe Simon Petrus val in die water, dis dit dieselfde hande wat afsak in die water, en dan kom red jy as nie, te veel dat God jou nie kan red. Kom na die Here toe. Ons het die probleem, ons het een borsheid. Daarom is die water brak. Ons kan nie die water drink nie, want elke keer wanneer ons die water drink, maak het ons weer dors, en ons word nie verlustig nie, en ons entertain die sonde, dan is dit die sonde wat ons afbreek, dan blameer ons onze broer en onze suster, dis die brakwater wat jy drink. Aanhoudende sonde wat jou afbreek. En dit lei na 'n ander dorsheid toe, maar nou kom Jesaja 55 en hy sê, maar almal wat dors het, kom na die Here toe, sodat die Here jou heel kan maak. Ons almal het dors hierso. Ons almal het dors hierso. Selfs die seun van die mens toe hy hang op die kruis, toe sê ek het dors. Dit beteken hy soek nie water nie. Daar is 'n diepe verlange wat niemand na aandag gekyk het nie. Ons lewe in 'n dispensasie waar jong mense dinge doen wat hulle doen omdat hulle nie aandag kry in die huis nie. As 'n verlange na vaderlike liefde. Hoekom is hy 'n prostituut? Dat is 'n verlange na vaderlike liefde. Hoekom is hy 'n drug addict? Dat is 'n verlange. Hou op die vrug seermaak en fokus op die wortel. Hoekom is my kind so? As 'n verlange. Dat is 'n diepe verlange. David sê dit is 'n uitroep van die diepte na die diepte toe. So smag ek vir u se water. Ons is mense vol verlange. En wanneer daardie verlange nie gevoed word nie, kan die mens nie opgebou word nie. En daarom kan die omgewing nie opgebou word nie, want die verlange van die mens word nie na gekyk nie. Dit is die kerk se purpose om te kyk na die geestelike welstand van ons mense en hulle op voor te berei vir aardse dinge, vir aardse battles, die battles in die gees. Maar bekeer jou. Bekeer jou. Die saak is nou. Ons kan nie wag tot môre toe nie.
En daarom maak ek maak die vloer oop. Yes. Vir die wat voel ek nodig die Here. Amen. Vir die wat voel Here nog net die een keer. Nog net die een keer, Here. Moenie rondom jou kyk nie. Moenie rondom jou kyk nie, ons maak oop hierso. En as daar enige ene is wat sy hart vir die Here wil kom gee. Jesus. Of nie sy hart vir die Here wil gee nie, as daar enige ene wat sy hart vir die Here wil gee en enige ene wat weer terug wil kom. Jesus. Jy sien, man van die Here. En toe die Here, toe die engel toe Jakob die engel oorwin het. Jesus. Toe sê hy vir Jakob, jou naam sal nie meer Jakob wees nie, maar jou naam sal Israel wees. Israel. En as ons kyk, Israel is 'n volk. So moeder, as jou kind ver weg is en jy voel jou kind nodig bekering, kom uit vir jou kind. Amen. Kom uit vir jou ma se paard. Juffrou kan ons net aanbring hier. Ek gaan niemand forceer nie. Ek gaan niemand forceer nie. Yes. Die Bybel sê ek staan by die hartse deur en ek klop. Die woord kom klop aan jou hart. Die woord kom klop aan jou omstandighede. Yes, Lord. En as jy oopmaak, sal ek inkom en met jou 'n feesmaal hê. Wil jy aanhou seer kry? Wil jy aanhou pyn ervaar? Ons maak die vloer oop vir enige ene wat voel ek nodig die Here. Ek wil 'n verhouding hê met hierdie Here.